oor die wêreld. Good morning to my friend from the United States of the Netherlands. Van Nederland. Jy kan hom nog so 'n bietjie drop, Janneman. Lekker. Waardevol. Immanuel. 'n geskenk van God. Lekker. As jy vanoggend vir die eerste keer saam kuier, jy's well done man. Waar was jy al die tyd? Ons is bly jy is hier so en ons is bly jy kuier saam met ons in. As jy vanoggend vir die eerste keer inskakel by ons, jy's dankie man. Mr. Universe 1961. Hy het saam met Arnold Schwarzenegger deelgeneem. Jy moet seker lyk Arnold nou. Lekker om julle hier te hê, ons biker vriende. Vir wie het ek nog nie hallo gesê nie? Voordat jy dalk aanstoot neem. Want ek gaan nou vanmiddag terugry Lammersbaai toe. Dan gaan jy eers vir my oujaarsaand weer sien. So as ek jou moet groet, sê dit nou vir my of is te laat. Of forever hold your pieces. Welkom aan ons Gautengse gemeentelede saam met ons. Dit is altyd lekker om julle saam met ons te hê. Die eerste keer toe die oom hulle hier gekuier het, ja, dit was vir hulle 'n groot shocker. En toe die Here hulle siele gered en nou kom hulle ten minste 2 keer 'n maand kom hulle Kaap toe. Hulle soek 'n plek om te kom bly in. Kom hulle by jou bly? Okay. Yesterday. Tersia se mammie het skielik afgesterf en jy lyk goed vanoggend. Beter as wat ek sou gelyk het, dink toe aan. En jy handle dit baie goed. Baie sterkte en mag die Here jou vertroos. Dit was tannie Willie se ma se rookbuddy. Kyk, daai twee anties het 'n sigaret getrek en die kool so staan. Nou as jy gewonder het of sy dood is aan die sigarette, nee. Sê is hy, well, la capella. Julle wat al die tyd geglo het rook maak jou dood. Nee, sjoes jy. Dis my storie. Hallo, onthou, daar's tye wat ek vir die gemeente kans gee om te praat. Nou is nie die een van daai tye nie. Nee man, hoekom wil ek jy moet sekere goeders verstaan? Ons het vir baie jare, and I think you will agree with me, you grew up in a very orthodox background, am I right? We believed for many years that certain things were named as sins. It was a thing. Doc André? It was a thing. En Tannie Heinz en my maale en die ouer garde kan saamstem. It was always connected to a thing. So if someone smoked, they were sinners. If someone used any form of alcohol, they were gliding into hell. But you may gossip. Jy kan skinder laat die spoeg spat. That's fine. And as long as you are not doing what they are doing, they are sinners and you are holy, shaka babanda, and the halo is around your head. Meantime, back at the ranch, some people remember when people used to start putting tattoos on their bodies. Here help jou. Levitikus sê jy mag nie. Meantime, back at the ranch is Levitikus se konteks glad nie 'n Christelike konteks nie. Mense het vir afgode uitsnysels op hulle eie lywe gemaak to worship the idols. As ek my skoonpa se naam op my bors tattoo, omdat hy dood is en ek wil hom remember, hou vir jou op jou plek. Ek is nie 'n afgode dienaar, man. Jy weet nie waarvan jy praat, jy is verkeerd geleer. Am I promoting that you should get tattoos this morning? No. Don't understand me wrong. Am I promoting that you should suddenly start drinking or smoking? No. Be careful of the hockeys that you put people in and accusing them of being sinners and bad people whilst you are doing things that are much worse. Daar knoop my tong. Much worse. This is my English, by the way. Jenny? And now, my friend, my English is like airtime. It is now up. The rooi liggie is flickering now. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees, met koninklike titels genoem,
wonderbare raad. You need advice, there is someone who can give you advice. Hy's 'n magtige God. There's no one bigger, there is no one stronger, and no one will ever be able to replace his godliness. Dink gou daaraan, daar sal nooit weer iemand gebore word nie, of in 'n stal of onder die see of in die hemel. Nie eers in die hemel sal iemand weer gebore word soos hy nie. He's the best of the best. God went and chose the best. And he said, I'm going to give it to you. Even though you didn't ask me, I'm going to give it to you. Hy's 'n ewige Vader. Hy's 'n vredevors. Jy kan nie vrede vind in drugs nie. Jy kan jouself suip tot 'n ander bloedgroep. Jy gaan nie vrede vind nie. Peace is only to be found by the Prince of Peace. Because he is, Here gee my meer vrede. Hy kan jou nie meer vrede gee nie. But the closer you come to the source of peace, the more peace you experience. The further you are away from the source, the less you receive. Dis dieselfde met krag. As jy in Gauteng bly, is daar baie kragonderbrekings. In die Kaap is daar minder kragonderbrekings. Waar gaan Jesus sy voete neersit as hy terugkom? Tafelberg. Nie die Olyfberg nie. Nou kom hy en hy sê, 'n maagd sal swanger raak en sy gaan 'n babietjie hê. Julle moet hom Immanuel noem. Dit beteken God met ons. Hey man, ek het 'n begeerte om in my almag en in my wese by julle te wees. Daar was 'n tyd, there was a time that I was with you. I walked with you. I was intimate with you. I spent time with you. But then you went en jy gaan steek jouself weg. Toe gaan kruip jy weg as gevolg van jou skuldgevoelens en jou dinge wat jy weet. Eintlik maar net as gevolg van jou ongehoorsaamheid. Kan jy sien wat is die grootste probleem in die geskiedenis van kind van God wees? Ongehoorsaamheid. Nie 80 ry waar jy moet 60 ry nie. Ongehoorsaamheid. Why is it the only thing that is mentioned in the Bible and it says gehoorsaamheid is beter as offerande? You thought you can buy your way to heaven? Wees gehoorsaam, Jay. Wees gehoorsaam. Los jou nonsens. Okay, waar is ek? God by ons. Toe kom bring hy vir God en hy sit hom by ons en hy lewe saam met hom. Ewen Johannes kom en hy skryf en hy sê, dit was by, maar nou dit kom vleis word. Want ek het nodig gehad om op julle level weer te kom. Daar was 'n tyd wat ek op julle level was, maar toe julle my verstoot met vye blare. Want julle het gedink die blare van die boom is vir julle bedoel. Die blare van die boom is nooit vir julle bedoel nie. Net so ook nie jou vrug nie, en net so ook nie jou talent of jou gawe nie. Dit het niks met jou te doen nie. Jy kan nie kom blare vat en jouself toemaak daarmee nie. Want jy wil goed bedek en jy wil goed cover. You want to cover up things. Leave the leaves to those who might need some shade. Someone is walking somewhere and they say, ek kry warm, ek het nodig om onder die koelte in te beweeg. Jou blare is aan jou gesit om vir ander koelte te gee. Moenie vir jou kom self kom toemaak nie man, jy wil cover up. Get out under the leaves. Leave the leaves. Leave it off my laaste dag. Jy moet wegbly van hy goed af. Ek het die blare vir jou gegee sodat iemand anderste wat nodig het om koelte te kry, by jou kan kom koelte kry. Ek het die vrug vir jou gegee sodat jy dit nie jouself moet maak en moet kameras inbring en 'n movie show daarvan moet maak nie. As jy wonder hoekom met ons 'n kamera, net omdat daar mense is ver van ons wat graag wil inskakel. That's why, gaan kyk die woorde wat hulle sê. Ons is nie besig om goed te rekord en filmpies te maak en nou 'n beter produk. Wat hier gesê word nou, gaan uit. There's no touch up afterwards. Daai ding, editing. Daar is nie sulke goed nie. En dit gaan ook nie gebeur nie. Ek wil nie vir jou 'n mooi produk gee nie. Ek wil hê jy moet hoor wat die Gees van die Here nou vir jou sê. Jy moet dit nou joune maak en as jy dit gemis het, oor 4 of 5 dae van nou af, dan klim hy ding van Facebook af. Gone. Jy gaan hom nie weer sien nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy die een dag in 'n week vir hom sal gee en jouself sal toewy. Dis hoekom jy tyd vir alles in jou lewe. Jy tyd om te gaan sewes kyk en ek het nie 'n probleem met sewes nie. Ek het dit ook gekyk, veral gister toe daai Duarte klonk so goed gespeel het. 3 games het ons gewen. Briljant gewees. Hoekom het ek 'n probleem as jy sewes gaan kyk? As jy 'n probleem het om Sondagoggend, die koning van die konings, wat sy alles kom gee het vir jou en my, sodat ek en jy ewige lewe kan hê. If you haven't got time for him, I've got a problem with your Christianity. I'm serious. You can do all things, you can spend money. Wat het 'n kaartjie gekos? Jy was gister daar. Die goedkoopste kaartjie gister was R250. En daar's mense wat dit betaal.
Daar's ouens wat in VIP suite sit. Daar's ouens wat moet busse ry want hulle vat mos aan daai kant, so hulle wil nie terugbestuur nie. Hulle is onder die prop. So hulle kom met die partybus terug, ek het hulle nog wyn vat. Maar dan begin vier hulle sommer sokker ook. Hulle kyk eers Kaizer Chiefs, maar hulle vier dit. Maar dan wil jy op 'n Sondag sê, nee, ek gaan bietjie. Sondag is rustig, man. Skaam jou. Skaam jou. Skaam jou. Die hoogtepunt is dat die grootste geskenk ooit is Jesus Christus. Daar is nie kind van die Here, hoor my gou vanoggend. There will never be a bigger present and a bigger gift than Jesus Christ. Nothing can beat it. And remember, all you should do about it is make it yours and accept it. Soos jy vanoggend, it's yours. Dis nog al swaarder ook as myne, man. It is a gift. Jy kan nie werk daarvoor nie. Jy kan nie iets gaan doen om dit te verdien nie. Dis hoekom jy nie kan kompeteer as dit kom by Christendom nie. Kyk gou vir my. God verafskuw hoogmoed. Daar's kinders van die Here Jesus wat 'n attitude het oor hoe Christelik hulle is. Sê jy iets, ek kom kappel jou met 7 skrifte. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het dit ook gedoen, but they were the ones that crucified him. It's because they knew everything. And maybe it was because of the fact that they were scared of what they knew. That's why they killed him. Because then they won't look that good anymore. That is why people try to push you down and make you feel like a klein toentjie in 'n geselskap. Why? Because they want to look good. Hoogmoed kom tot 'n val. Vir jou kom grand nie. Daar's 'n geskenk wat al die eer en al die lof moet kry. Vir jou talent, vir jou gawe, vir jou vermoë, vir die R100,000 wat jy per maand maak. Jy moet God dank vir die gawe wat hy jou gegee het om dit te kan doen. Dit kan so verdwyn. Wie sal geretrench? Join the club. I bought shares into a company, sir. Let me tell you this, thriller. I was going through a very, very tough time. Here, help my. Ek was so bankrot, nee. Ek het nie eens geld gehad om by die huis te bly nie. You see, this bad. Ek moes op 'n stadium briewe skryf vir mense om my kinders se skoolfonds te betaal. Here, dit is vernederend. En onthou, ek was 'n dik ding. Ek was 'n Lani pastoortjie. Ek was een van die top 4 gemeentes in die land se pastoor. Ek het 'n lekker salaris verdien, want ons het goed gedoen. Ons was skuldvry. We really did good. Hoekom vertel ek die storie nou vir julle? Retrenchment. Nou het ek op 'n bousite gewerk. Ek het kruiwa gestoot soos 'n kruiwa stoter. I did. I really did. I pushed the wheelbarrow like a wheelbarrow pusher. Yesie, goeters op my hande, wat eelte. Ek ken van swaar kry. Ek het gesit en gemufte whole wheat brood eet. Whole wheat bread that is growing. Met yswater. Daar sit ek baie keer op die sementsak en heilig, want ek kry myself so jammer. Omdat ek so swaar kry, maar ek is trots om te praat daaroor. En ek kom toe by 'n ander maatskappy en dit gaan baie goed. Ek is 'n rep. Kyk, ek het mos nie eintlik baie woorde nie. Ek is mos maar stil en teruggetrokke. So ek praat oor retrenchment. Ek weet nie hoekom nie. Dit pas nie eens in by dit nie. Whatever. Maar in elk geval toe op 'n stadium toe koop ek shares in die maatskappy. Ek leen by my skoonsussie. Sy het geld gehad daai tyd, baie geld. Ek leen by haar R250,000. Ek sê vir Natalie, ek gaan vir jou die 250 terugbetaal plus nog 50 binne 'n jaar. Sy gee dit vir my, betaal dit oor. Eerste maand gaan verby, 6 maande gaan verby, 8 maande gaan verby. Ek stap hier nog in sy kantoor en sê, "Hey my bra, ek sien jou dogter ry met 'n nuwe kar en jy sê vir my ons is in die knyp. Ek het mos shares man, moet ek nie nou dividende kry hier nie?" Hy sê vir my, "Nee, ons het nie. Dis 'n geslote koöperasie of wat 'n CC of 'n familieding." Hy sê, "Jy het nie shares nie, jy kan nie shares koop in die ding nie." Nou stap ek uit en ek dink vir myself, nou is ek in my kas. As ek dink ek was voor dit, nou moet ek vir die vrou haar geld en ek kan nie. En dis toe jy begin vasdraai ook bietjie finansiëel. So sy soek haar geld terug en ek kan dit terugbetaal nie. Toe kom die ou Etienne uit, toe gaan dreig gekom. Toe sê ek gou vir my, jy weet mos waarvan af kom ek voor ek die Here begin dien het. Ek ken ons mense man. Ek sê dit gaan nie oor my en my familie nie, ons is klaar in ons kas. Ek sê maar hy vrou moet haar geld kry, gee jou 24 uur man. Ek sê hier is jou adres, hier is jou kind se kar se registrasienommer, hier is jou dit, hier ry jou vrou. Ek sê nee man, moenie daai doen nie. Betaal my geld. Ek dink dit was
8 ure, 9 ure, keting betaal hy, want ek het hom gesê wat ek gaan doen. Want ek was desperaat. Baie keer doen ons so goed as ons desperaat is. In plaas daarvan om, dis dalk hoekom ek hierdie goed vertel. Maar anyway, lang storie kort te maak, ek het nog steeds niks. Vir die van julle wat gewonder het, maar ek het alles. En ek het alles, maar ek het niks. Ken jy daai feeling? O, Jessie, as jy God is jou bron het. Okay, so kom gee hy vir my en jou en jy kan niks doen om dit te verdien nie, niks meer nie. 3:16 sê in Johannes, ek het jou so lief gehad dat ek my enigste, my beste, my uitgesoekte, the cream of the crop, I took it and I gave it to you. I killed myself so that you can live. Dis 'n ander taal Kersfees. Kersfees is nie net 'n daggie, maar hoor gou hier. Just think of it this way for a moment. That this is the only religion where a day is set out to celebrate the birth of the King of all kings. Islam vier dit. Hulle gooi jou Kersgeskenke. Moenie dink hulle doen nie, hulle lieg, hulle doen man. Hulle eet atchar aan die een kant en dan koop hulle Kersgeskenke vir hulle kinders. Ja, hulle doen dit. Hulle gaan bos oor Kersfees. En niemand dink is iets snaaks nie. Maar raai wie beklei oor Kersfees? Die Christene. Dink julle nou regtig hy's op die 25ste Desember? Wat die hel maak dit saak? Nou beklei jy oor die 25ste Desember. Dis die enigste dag wat uitgesit is deur die wêreld om 'n koning wat in 'n krib gebore is te vier. Mense gee presente. Het julle ook 'n Kersboom in julle kerk? Jy kan God dank bly wees net een. Ek gee nie om hoe heidens hy is nie, maar daar's 'n ster wat geskyn het, wat mense gesê het, "Waarheen toe gaan jy?" Volg die ster. Hy gaan jou presies wys waar die grootste geskenk in nederig in 'n krippie lê, maar hy gaan opstaan as 'n koning van alle konings. Ha! Like it. Ek love wat hulle kan sê wat hulle wil. Daar's mense wat dink ek is heeltemal van die pad af. Oor Kersbome en hulle dink ons is mal in ons kop. Daar's mense wat glo dat my voorganger Eben van Wyk en Ronnie Barnard en daai ouens draai in hulle grafte om. Hulle was te bang om dit te sê. Ek gee nie om wat jy sê nie. Kykie man, ek het al droë brood geëet, the ones that grows. I've eaten it. I don't know what you call it when something grows on bread. That thing is, it looks as if it is alive. It gets like a greenish color and I've eaten that as if it was jam. Why? Because that was all that was in my kitchen. Want my kinders moet eet. So die lekker goed gaan na hulle toe. Kykie man, dis hoekom ek die guts het. Ek is nie vol van myself nie, asseblief. Ek het die guts om vir jou hierdie goed te sê want ek wil hê jy moet my hoor vanoggend. I know what it is to have nothing. I know what it is to be accused of the worst thing. Man, yes, ek moet my keer. Here help my. Ek weet hoe dit voel as die mense wat jou moet lief hê, hulle rug op jou draai en as hulle jou gesien het, sit en skinder dat jy hulle lippe kan sien. Ek kan sien hoe skinder jy van my as ek by jou stap. Maar dan wil jy vir my sê, "Hallo my broer, hoe gaan dit?" Sek. Kaapse taal wat sek. Kind van die Here, die Bybel sê, hieraan sal die wêreld weet. By this they will know that you are my children. Your love amongst each other. Nie kom skinder nie man. Jy is van ons stel om daai ou te help, nou skinder jy. Nie julle nie, ek weet dis ander kerke se mense, not this church. On this side of the Bottlery Road we don't do it. Okay. Die geskenk was al die tyd nog God se idee, dit was nie mense se idee nie. Dit was nie toevallig nie, dit het nie per ongeluk gebeur nie. He planned it even long before he created earth. Before he released Adam and Eve into the garden, he knew there's going to come a time where I have to give my son, I have to give myself so that these people can live because they're not going to choose me. By choice they will not follow me. Die Bybel sê toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur en gesê, gaan net. Gaan sort hierdie gemors uit. Onthou net, hy was nie in 'n hoek gedruk nie. Maar hy het gesien wat ons uiteinde is. En toe hy dit in die langtermyn sien, toe sê hy maar, hierdie ouens gaan almal verlore gaan. Ek sal iets moet doen om hulle weer met my te connect. En toe kom hy met die plan van liefde. En hy stoot hom in die besigheid en hy sê, wag. Love, high, so high, you can't get over it. So wide, you can't get around it. So low, you can't get under it. You can try your very best. You will never, ever get to the place where he gave his everything. And I know we've lost a lot. You've lost a kid. That must be the toughest. I don't think that a parent is set for that. You're not tuned for that. But it happened.
Now you know exactly what Jesus did, to give a part of himself. And your kid didn't die on behalf of someone else. He took his best, and he said, even on behalf of the ones that crucified me, that killed me, that bruised me, I'm going to be hurt. I was wounded for your transgressions and bruised for your iniquities, and by my stripes you will be healed. 39 of them. 40 was meant to die. They gave him 39 that you can live. Jesus kom in die vleis, Immanuel. Vleis, jy kan hom vat. Daai vroukie by die put van Jakob. Daai vroukie wat aan bloedvloeiing gelei het. As ek net aan die soem, as ek net kan kontak maak met hom, as ek net aan hom kan raak, dan's daar party mense wat in 'n kerk sit en nie kan kontak maak nie op grond van die liedjie wat ek sing. Hoe cheap het godsdienst geraak dat jou connection met God is 'n liedjie? Oh, give me that old-time religion. Ek hoop jy sing hy liedjie van old-time religion nie. Ek hoop jy staan in die oggend op en sê die 10 gebooie op hè. As jy by 'n kerk is wat elke oggend die 10 gebooie op sy hardloop, jy moet wegkom onder die wet. As iemand vir jou elke dag van jou lewe 'n ding stuur oor die Sabbat, jy moet die Sabbat hou, jy moet hardloop, want nie eens hulle kan die Sabbat hou nie. Maar hulle wil hê jy moet. Klomp Sabbathouers. En dan is dit nogal mense wat die Here ken. Ek dink die Bybel praat van daai ouens, van dubbele slae. Okay, dit beteken God is met ons. Die woord het vlees geword. God se hart is oopgemaak. Hy het sy karakter aan my en jou kom openbaar. Hy het gesê, ek wil jy moet kom sien, ek is 'n gee. Ek is 'n gee God. Ek is 'n gee beweging. Ek wil hê julle in die kerkewêreld moet gewers wees. Moenie houers wees nie. Is ek op jou geld sake? Nee. Ek is op jou talente, jou gawes, jou tyd. Jy tyd verslaap. Ek gaan agtermiddag 'n bietjie lê. As ek daai een tensel so oopmaak, wat tussen die yskas en die voordeur, dan lê ek aan my voorhuis. Kom trek hy koelbriesie daar deur dat die hoendervleis op my standpad lê. Dis 'n geskenk, dis genade. Dit is hoekom ek so lief is vir genade, want die genade boodskap is genoeg. Ons kan eintlik niks meer. Ons moet eintlik op 'n Sondagoggend hier kom en al die liedjies sing. Die genade is genoeg. I was sick but now I'm healed. I was far but now I'm near. Die genade is genoeg en dan moet ons huis toe gaan. En dan moet ons vir mekaar sê, sy genade is genoeg vir jou. OK. Geskenk vir 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan. Hulle is van die pad af, man. Daar's weird goed wat gebeur in kerke. Kom maar, wie van julle het al aanstoot geneem in 'n kerk? Ek gaan nie met jou lelik wees nie. Ek gaan nou iets sê. Een van die redes hoekom ons aanstoot neem, ek inkluis, is omdat daar nog te veel van my is wat lewe. Ek is nie lelik nou nie, please don't forgive me. Please forgive me for what I'm gonna say now. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Maar Jesus het mos nie vir jou seer gemaak nie, man. As dit nie vir jou lekker is daar nie, kry jy jou 'n ander koffie, man. Kom hier na toe. Julle wat by die huis sit omdat julle nie wil kerk toe gaan nie, kom hier na toe, man. Hier is dit lekker. Waar is dit lekker? Verstaan jy wat ek vir jou sê? So if you've had bad experiences with church, it's a given, it is going to happen because there are people in church. As long as you're connected to people, I'll come and how many times have you had a query with your family? Jy girl, julle het mos al gekat. Julle vroumense is mos lekker katterig. Die goed werk jy altyd lekker uit nie, want daar's hormone. En hoe ouer jy raak, dan raak jy hormone, demone. God bewys sy liefde vir ons in die tyd toe ons nog sondaars was, toe ons hom nog nie aangeneem het nie. Hy soek. Hy sê sy oë is op die wêreld om te kyk na wie hy kan red. En hy kom gee dit vir ons nie uit verdienste uit nie, maar net genade. Bring vrede, dit bring hoop en dit bring redding. Weet jy wat, kan ek jou gou sê vanoggend hoe maklik is dit? Kan ek jou sê hoe maklik is dit? Ek onthou in die ou dae het hulle die boedelingsbank gehad. In Kraaifontein PPK was oom Tenus Kutse. Hy was op 'n stadium my ma se konnekkie. As my ma aangehou het met hom, was ek hier nie. Want dit was haar boyfriend. Maar toe sy vir Peri ontmoet. Lambersbaai. 1967.
Plot 260. Okay. Raak ernstig Etienne, die mense gaan aanstoot neem. Die Boeddha, kyk om Teenus Kutsie het jou ingehuil in die hemel in. As jy by hom kom kniel, dan snik hy al. Jou saak met die Here is die reg, maar hy huil. Dan huil jy saam. Want dit klink dan nou reg. Okay, wat ek eintlik wil sê is, in die ou dae het hulle geglo A, B, C, D, E, F, G must happen. Can I just share with you how easy it is? Hey man, erken jy's verkeerd. Jy's met twak besig. Secondly, ask him to forgive you. Thirdly, ask him to become everything within you. And then try your best to follow him. And if you make a mistake, say, sorry Here, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Kom aan, wie het al foute? Waar is die heiliges wat nooit 'n fout gemaak het nie? Lig net die linkerhand op. Dat ons dit voor u kan kom kniel. Nee man. Okay, grootste geskenk. Hy kom sê vir jou, kyk, julle moenie bang wees nie man. Die van julle wat so bang is, die van julle wat vir julle wil grond koop in die Tankwa Karoo, of julle wat vir julle wil 'n Wendy huisie opsit in Orania. Moenie. Bly in die Kaap. Dis 'n beautiful plek. Hier's min potholes. Hier 'n bietjie taxis, but other than that is fine. Ek bring vir julle 'n goeie boodskap van groot blydskap. Groot blydskap. En daar's 'n verlosser gebore. Hy bring vrede, hy bring blydskap. Weet jy hoekom baie mense nie blydskap het? Omdat hulle nie die verlosser het nie. Daar's baie mense wat lyk asof hulle op suurlemoensap en asyn groot gemaak is. Het jy al gesien baie keer as die bokke kraal toe kom? Hulle loop hulle wydsbeen. Daar spuit daai agterste 2 tepels, sulke skuimstrepe in die grond in. Wat wil ek met hierdie storie vir jou probeer vertel? Daar's meer as genoeg vir ons almal. Kom en sit jou lippe om 'n tepel of 'n speen. Wat is die regte woord? Tepel is dalk nog nie 'n goeie woord nie, maar om 'n speen man. Die vettigheid en die heerlikheid van die Here is daar vir jou. En so by the way, hou net die ou langs jou dop wat besig is om te suig. Sy gums gaan nou moeg raak. As hy los, dan gaan jy, dan vat jy hom. Eintlik moet jy, kind van die Here, weet jy hoe moet jy eintlik wees? Jy moet eintlik onder daai ding loop lê. As hy ou boy jou los, dan het jy. Daar's genoeg vir ons almal. Daar's genoeg vir ons almal. Daar verduidelik ek nou uit my mic uit. Jy sal hierdie goed nêrens anders te hoor rondom 'n Kersboodskap nie, nêrens. Okay, redding, daar's lig en duisternis. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hy's 'n lig op my pad. Waar daar duisternis is, man, lig kry voorkeur bo duisternis. Okay. Grootste geskenk is die ewige lewe. Daar is nie 'n groter geskenkie. Hoekom? Hy sê, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En niemand kan dit van jou af wegvat nie. Let people say what they want, man. Let people say what they want. Nothing can take his love away. Hy gee die ewige lewe. Die grootste geskenk is nie net 'n babietjie nie, man. Dis wat in die babietjie is, dis die geskenk van ewige lewe. Want daai kribkind gaan 'n kruiskoning opstaan. En hy gaan vir jou en my voorspraak doen by die Vader. Hierdie is die ding wat jy moet ooreageer. Jy moenie sit te wag daarvoor. Jy moenie uitkyk vir 'n daggie. One of the biggest problems in church lately is we're waiting for another confirmation or another word. Come on, let me just quickly see how many is still waiting for a confirmation. Want jy gaan oud raak terwyl jy wag. Why not start moving in what you already have and already know, instead of waiting for something to happen? Maar nou gebeur dit baie keer dat ek jou hier profeties bedien, maar nou skiep ek jou. Nou wag jy vir volgende Sondag. Nee. Wat het jy? Wat maak jy met wat jy het? Want die oomblik as jy wat jy het begin gebruik, dan gee God jou meer. Want God gee saad aan die saaier. As jy jou talent gebruik en jou gawe dan ontwikkel dit, dan raak dit beter. Onthou, 'n geskenk wat nie ontvang word nie is useless. Kyk maar, daar's 'n paar van die bokse wat onder bome lê nou in amper sê Kentucky. Ek is nou heeltemal die mekaar met korrektiewe dienste. Daar's ouens
in winkelsentrums, Tygervallei. Daar's in die vensterbanke oral van die goed. Ek weet nie wie van julle daar verbygestap en gesê, "Wonder wat is daai ene?" Hy goed is leeg man. En kyk maar na Kersfees en maak hulle daai klomp leebokse bymekaar. Ons het nie 'n leeg geskenk gekry nie, maar hy's useless as jy hom nie vat en joune maak nie. En ek dink dis in elkeen van ons se bediening. Flossie julle wat op die strate uitgaan en wild vreemde mense. Iemand vra my nogal in die week, hoe voel ek oor evangelisasiewerk? Toe sê ek nee, ek is baie opgewonde vir die ouens wat dit doen. That's amazing. Stap na iemand toe in 'n spur en dan sê, "Hey, kan ek saam met jou bid?" Ja, nee. Bring vir my 'n double burger met peppersauce man. Nee, nou bid jy. Andre julle ouens doen sulke goed. Ek doen dit nie. Sorry, ek doen dit nie. Maar wat ek hier doen is ek motiveer jou dat jy bewe, dan gaan doen jy dit. So ek het my funksie agtergekom. Ek moet jou motiveer en ek moet jou toerus om te gaan doen wat jy doen. Hoekom doen ek dit nie? Want dis nie my gift nie. Hoe simpel is dit om na my te luister in 'n spur? Hoe sê my vrou vir my? Jy's boring man. Jy sit by die see met 'n bek vol tande, almal praat oor alles, jou mond is doodstil, tot iemand sê, die Here. Kom ek en dan preek ek vir die volgende 5,5 ure. Nee man, hou jou op jou plek, dis nie die regte plek daarvoor nie. Laat jou lig so skyn vir die mense dat hulle jou goeie werke kan sien. Moenie mense try impress met hoe oulik jy is nie. Leef Jesus Christus. Ek was in Manchester in 2002. Per ongeluk, mense het geld gegee en toe gaan ons oor see. Toe is ons saam met die Message Tribe wat in skole beweeg. En hulle het 'n slogan gehad, be the message. Don't preach the message, be the message. Mense moet die Here Jesus ervaar in jou lewe, nie in jou dresscode nie. Want dit het niks met hulle te doen wat jy aantrek nie. Hulle het gekom na hom toe, maar soveel wat hom aangeneem het. Hulle het kinders van God geword. Almal het hom nie aangeneem nie. Almal het hom nie aangeneem nie. Okay, so, die geskenk word aangebied. Al wat jy moet doen is jy moet glo, want jou geloof red jou. Geloof red jou. Ek het laas Sondag mense gedoop, ek het Dinsdag aan mense gedoop. Ek het 'n telefoonoproep gehad om nog mense te doop. My ma vra my nogal, die doopkandidate, hoe maak julle om hulle te kry by doop? Toe sê ek niks. Wie van julle het my al gehoor doop preekie? Okay, wie van julle onthou die dae toe doop seriously gepreek is? Okay, hier kom die cross question nou. Hoeveel van daai Piete soos ek en jy wat ons toelaat doop het toe Jenny en na die Here gedien? Kyk, ek het op my beste geoperate nadat ek gedoop is. Want toe weet almal mos ek is gedoop. Toe moet jy my op Elim Park sien. Dis die jeugkonferensie. Ek het gegaan vir pastoorsdogters. Ek is gedoop en jy het in 'n pastorie groot geword. Daai vryery is heilig. Kan ek 'n amen kry? Nee, as jy 'n goose uit 'n pastorie uit kan hak, sal dit. Dis hoekom die ouens op skool my meisiekind so dop gehou het. Jou pa is mos 'n pastoor. Dis 'n heilige besigheid hierdie. Ons spreek nie doop hier nie. Want die ek het nie 'n probleem om oor die doop te praat nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Maar die oortuiging kom van die Heilige Gees af. Hy oortuig jou van geregtigheid en al die dinge. Okay, is dit my laaste slide? Not yet. Okay. So ontvang dit net. Dit lyk soos die laaste ene, want hy staan nou al lank daar stil. Is daar nog 'n slide? Daar's hy. Koning van alle konings. Hy kom verander die wêreld. Hy kom as 'n babatjie in 'n krib. Moenie hom onderskat nie. Amper sê ek underskat. Moenie hom kom onderskat nie. Hy het 'n gedeelte kom create van voor Christus. Hey, voor Christus is verby. En dan gaan 'n gedeelte na Christus wees. Nothing else. Moenie dink daar gaan 'n bom ontplof of iets soos daai of 'n Wendy huisie in Orania of 'n grot iewers in die Kongo. Jy kan lekker gaan wegkruip man. Terwyl jy water opgaar vir 25 jaar, gaan koop ek myne by Lammersbaai Spar in 'n 5 liter kan. Etienne, gaan nog moeilike tye kom. Profeteer dit oor jouself. Ek kies om te sê, goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek kies om te sê, kom maar moeilike tye, kom maar nag van die lang messe. Man, skiet my as jy my wil skiet. Sny my keel af as jy my keel wil afsny. Dis okay. Die getuienis na dit, gaan die mense sê, en daai braai het toe nie na die Knersvlakte toe gevlug nie.
Hy het gebly. Hulle het sy keel afgesny, maar hy bly hou vas aan 'n verlosser wat gekom het om 'n wêreld te kom red. Is omdat ek oulik is nie, is omdat hy die werk gedoen het. Dis hoekom ek boast in hom. Ek is so windmakerig in hom. Want weet jy wat, nee, ek is eintlik niemand nie. Kom aan, dink mooi daaroor. 'n Seentjie wat gebore is op Vredendal, gebly het op Koekenaap, daarvan af getrek het Hendrik Verwoerdam toe. My pa was by die departement waterwese. Halleluja. Toe Groot Mariko Bosveld toe vir 'n paar weke op Riversdal, toe Kraaifontein in die Lane, my broer. Laerskool Simonsberg, Hoërskool Eben Donges, Polisie College. Wie's Etienne Maree? Niemand nie. But there was a date. Ja, somewhere in die jaar 1992 stap my longe toe van rook. Ek het gerook soos 'n skoorsteen. Heavy gerook. Chesterfield, Benz and Hedges Special Mild. John Player Special, hy swart pakkie met die goue letters om. Het hom getrek, laat die kool. Ek is by die vrek geslaan. My ma het elke keer as sy in my kamer kom, of vat sy dit in die naam van Jesus Christus. Ja. Dis net twak en blare wat daar lê. Wat doen ek as ek al wegry? Dan gaan koop ek 'n nuwe pakkie. My pa het my byna doodgeslaan in matriek. Ek en Henta se suster en Henta, Lona was nie lekker nie. Haar klats het so 'n bietjie gegly daar by huis daarin. So sy kom laai ons jong latte op. Haar man het Lexington gerook. Ons het 'n rook, hy Volkswagen. Dit lyk soos 'n myndamp. Trek ons hy Lexington. My pa het my byna doodgeslaan. My onderbroek het aan my boude vasgesit tot in my geslat. Oor rook. Dink jy ek het die volgende dag toe koop ek Chesterfield. Maar nou lê ek in 1992. Moedig ek jou aan om te rook? Nee. Ek lê hier in my longe is in sy kas. Ek is benoud, ek kry nie asem nie. Ek bel my pa, ek sê vir hom, Dad, jy sal moet bid saam met my, ek is in die moeilikheid. Hy sê vir my, man, jy moet maar vrek as jy nie wil hoor nie. Ek het genoeg vir jou gebid. Dit was sy presiese woorde. Jy moet maar vrek as jy nie wil hoor nie. Ek het vir jou lank gebid. Ek sê, okay, voor ek vrek kom ek bid. Ek sak op die bed. Ek sê, Here, as jy my vanaand gesond maak, nee, dan beloof ek sal vir jou gaan werk. Daai was 1992. Nou ja, so as jy gedink het ek staan hier omdat ek so oulik is. Nee man, dit was 'n skuip vir die dood. Ek het gemang want ek was bang ek vrek van my longe. Toe maak die Here my gesond, toe moet ek maar vir hom kom werk. Okay, dit is hoekom ek vir die Here werk. So as ek oulik, is ek grand. Julle moet nooit 'n pastoor op 'n pedestal sit nie. Moet nooit dink hy's die man van die Here nie. Hy's net 'n instrument, soos wat Christine ene is, soos wat jy ene is, soos wat jy ene is, soos wat jy ene is. You are just an instrument of his glory. En as die eer en die lof nie na hom toe gaan nie, you wasting your time. God shares his glory with no man. Al die lof en al die eer met hom toe kom. Alright, 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is, dis die laaste slide. 'n Seun is, ek het my slides. Nee, moenie los vir my nie, gaan terug. Kind is vir ons gebore, seun in ons gegee. Die vermeerdering van sy heerskappy. Daar sal geen einde daaraan wees nie. Koning van al die konings. Ons gee hom al die eer en al die lof omdat hy goed is. Omdat sy goedertierenheid tot in alle ewigheid is. Moet nooit ophou om jou lig te laat skyn nie. En kyk gou vir my, laat ek jou gou 'n goeie raad gee. As jy 'n klomp chol aangejaag het, wie was die beste ding om te doen? Gaan vra om vergifnis. Ek het 'n ou gehad, kan ek 'n laaste storie vertel? Hoe laat is dit nou? Kan nie my horlosie staan. Ek het hom aan net vir die mooiheid, maar sy bad dis nou 20:01. Hoe laat is dit nou? Wolf, hoe laat is dit? Wat wil ek nou vir julle gesê het? Ek weet nie. Ek het nou vergeet wat dit was. Ja, dis beter dat ek seker maar nie vertel nie. Ja, ek weet nie wat ek wou gesê het nie. Nee, ek weet nie. Dit is 10:20 iets nodig hê. Hæ? As ek aangejaag het. Ja, ja. Daar was 'n ou. Dankie. Onthou ek is al 57. En laat ek dit hierdie by julle los, net so vir oulaas. Daar was 'n ou gewees wat ek baie kwaad voor was. Vir wat hy aan my en my familie gedoen het. Ek was baie kwaad vir hom. 2015. En ek share dit met julle omdat ek omgee vir julle ook, maar ek wil jou 'n stukkie raad in dit gee. Ek het daai ou dood gewens. As ek 'n foto op Facebook sien, ek het hom later aanvriend, want as ek hom op Facebook sien dan sê ek wens jy vrek.
Wens jy ry onder 'n trok in met jou bike, jy en jou vrou. En as jou kinders op pad is om jou lyk te kom uitken met hulle ook sommer vir ongeluk. Hoor gou hoe vieslik kan 'n mens raak. Moenie dink is oulik hierdie nie, hierdie is die vieslike kant. En die ding werk in my en dit werk in my en ek kom agter is haat. Dis bitterheid. As ek bedien hier voor julle nog aan die ou gebou, dan ry ek huis toe Jan, dan breek ek in my kar. Want ek glo nie 'n woord van wat ek preek nie. Want ek het soveel seer en soveel wrok. En as jy gewonder het van waar uit preek ek? Ek preek nie meer van 'n plek van seer nie. Ek preek vanuit 'n gesonde plek. Hoekom? Ek het hom genooi vir koffie. Toe gaan sit ek kyk ek kom so in sy oë, toe sê ek vir hom, jy moet nie een woord nou sê nie. Maar ek wil begin deur vir jou te sê ek haat jou met 'n passie. En ek wens jy vrek. En ek noem nie goed so op, 10, 20, 30 van hulle. En toe ek klaar so sê ek, jy moet niks sê nie. Hierdie is nie jou storie nie. Toe sê ek, vandag vra ek jou om my te vergewe dat ek so voel oor jou. En hy knik sy kop. Hy sê vir my, dis reg. Ek sê, jy sê niks. Jy gaan nie beurt kry vandag nie. Dis my beurt. Ek sê tweedens, ek vergewe jou nou onvoorwaardelik vir wat jy aan my en my gesin gedoen het. You are free. Toe staan ek op, toe druk ek hom, toe gaan betaal ek die rekening, toe loop ek. Tot vandag toe, het hy nie met my gepraat nie, dis fyn. Maar daai dag toe is ek vry. En daai Sondag, Andrei, toe ek huis toe ry, en ek kom by die huis, so sê my vrou vir my, jy's terug, wat het gebeur? Toe sê ek, I'm free because I forgave those who sinned against me. As jy wil, if you want to experience the freedom and the fullness of who he is, let go. Vergewe. Jou vorige huwelik dalk, familielede, goeders in jou, let it go. It's not worth it. Don't miss out on life because of what other people do. Let it go. Stop questioning everything that happens. Om Johan praat ek nie waarheid, ek klink soos 'n sielkundige. Hou op om alles te question en met jou kop te probeer uitredeneer. Jy gaan nie kan nie. Is ek reg as ek dit sê? Ons gaan nooit al die antwoorde hê nie om Johan, maar die Here kan ons help om met al die vrae en al die onbeantwoorde goeters aan te gaan. En net 'n vol lewe te hê. Okay, het ek genoeg gepreek nou? Must I stop? I will. Not because I feel I must, but because I feel I must go to a place where it gets sweeter as the days go. Waai die wind dan nie in Lammersbaai nie. Hy pomp, maar dit bly lekker. Iemand het my mind vat. Ja, sê maar waai die wind dan nie erg in Lammersbaai nie. Hy waai, maar hy waai maar hier ook. Daai tent maak so wok 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 wok. Daar span ek net nog 'n pen. Trek nog 'n seil. Okay, ek het klaar gepreek. Is daar enige iemand wat gebed nodig het vir enige iets?